Ons almal weet hoe dit voel om geroep te word. Deur iemand wat jou aandag wil kry, of dalk was jy in die moeilikheid en iemand roep jou, of dalk roep iemand jou om sommer net hulle te help. Om geroep te word is so deel van ons elkeen se alledaagse lewens. Maar as gelowiges glo ons ook dat God mense roep. Ons lees in die Bybel van mense soos Moses en Samuel en Jesus en Paulus, mense wat hierdie ongelooflike roepingsverhale het. Nie net lees ons dit in die Bybel nie, maar dalk ken van ons mense wat ons glo, daardie persoon is werklik geroep om daardie ding te doen. 'n Roeping word ook tot 'n mate maar dikwels gebruik wanneer ons praat oor geloofsleiers. Tot so 'n mate dat ons kan sê die woord roeping word eintlik gekaap deur dominees en deur mense wat in voltydse bediening is. Maar ons gaan vir die volgende paar weke gesels oor roeping. Omdat ons glo roeping nie net iets is wat vir Moses is of vir Paulus of vir dominees is nie, maar omdat ons glo God vir almal roep, vir elke gelowige roep. Ons gaan praat oor die feit dat ons glo roeping nie gaan oor een of ander lewensdoel wat ons moet ontdek in ons lewens nie. Maar dat roeping eerstens gaan oor 'n verhouding met God. Dat God ons roep om nie noodwendig eers sekere dinge te doen nie, maar om 'n sekere mens te word. Ons gaan vir die volgende paar weke dink oor wat dit beteken om geroep te wees. Wie word geroep? Hoe word ons geroep? Waarheen word ons geroep? Nou die week begin ons by die begin, by die vraag, maar wie is die een wat vir ons roep? Wie is die God wat vir Moses roep? Wie is die God wat vir Jesus roep? Wie is die God wat vir my en vir jou ook roep? Kom ons lees saam uit 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 16. Wees altyd bly, bid sonder ophou. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Moenie die gees blus nie, moenie profeseë geringskat nie, maar ondersoek alle dinge. Behou die goeie, vermy elke vorm van boosheid. En mag God self, die God van vrede, julle in elke opsig heilig maak. En mag julle volledig na gees, siel en liggaam vlekkeloos bewaar word tot ons Here Jesus Christus kom. Hy wat julle roep is getrou en sal dit doen. Dalk net so iets oor die brief. Paulus en Silas gaan kuier vir hierdie gemeenskap aan die begin van hulle bediening. En ons lees in Handelinge dat hierdie gemeenskap dat dit goed gaan met hulle en dat hulle vermeerder en dat hulle gelowig is en Paulus en Silas is baie lief vir hierdie gemeente. Maar hierdie gemeenskap word later dan deur die Romeinse ryk vervolg en Paulus en Silas moet vlug. En dan skryf Paulus hierdie brief aan die gemeente wat hy so lief het. Nou ons lees in hierdie laaste deel van die brief iets besonders raak oor die God wat ons roep. Die een wat ons roep. Ons lees 2 waarhede. Die eerste een is dat hierdie God wat ons roep, die God van vrede is. Daar in vers 23, en mag God self, die God van vrede, hierdie God wat julle roep, mag hy julle bewaar en heilig maak. Nou hierdie vrede waarna Paulus verwys, is nie die oppervlakkige verstaan van vrede soos wat ons dit maar vandag ken nie, in die sin dat vrede maar verwys na die afwesigheid van
konflik, die afwesigheid van oorlog. En alhoewel ons daai verstaan ook in die Bybel kry, verwys Paulus hier na 'n baie ryker definiering van die woord. In die Ou Testament word vrede vertaal, kom eintlik maar vertaal van die woord shalom. Nou shalom kan beteken die afwesigheid van konflik, maar dit beteken eintlik om heel te wees, volmaak te wees. Mens kan sê 'n klipmuur wat geen krake in het nie, dit is nou shalom, dit is heel. In die werkwoordsvorm beteken vrede om te herstel. Ons lees in die Ou Testament dat Salomo, en dis waar sy naam ook vandaan kom, dat hy die tempel shalom, wanneer hy dit herstel. Hy shalom die tempel. In die Nuwe Testament lees ons weer van Jesus, dat wanneer Jesus gebore word, dat hy die koms van vrede is, dat hy die koms van herstel tussen mens en God is. Herstel en versoening in die wêreld is. So wat beteken dit dat die God van vrede, die God van shalom ons roep? Wel, dit beteken dat ons nie angstig hoef te wees oor ons roeping nie. Dat dit nie vir ons 'n gevaar inhou nie. Ja, okay, ons roeping mag vir ons moeite wees en dit mag 'n opoffering kos, maar wanneer die God van vrede ons roep, dan roep hy ons in 'n verhouding in met die God wat versoen, met die God wat herstel, met die God wat shalom. Die Message vertaling van Eugene Peterson vertaal hierdie vers 23 vir my so mooi. Hy sê, the God who makes everything holy and whole. Dit is die God wat vir ons roep, die God van vrede. Die tweede belangrike ding wat ons ontdek van hierdie God wat ons roep, is eenvoudig dit, dat God die een is wat ons roep, dat God die een is wat ons heilig maak, en dat God die een is wat ons bewaar. Nou Paulus eindig sy brief af met 'n klomp baie mooi praktiese dinge wat hierdie gelowiges kan doen. Hy sê vir hulle, wees altyd bly, bid sonder ophou, wees in alle omstandighede dankbaar, al die wonderlike praktiese riglyne om 'n goeie gelowige lewe te leef. Maar dan eindig hy dit af en mag God self, die God van vrede, julle in elke opsig heilig maak. Mag julle volledig na gees, siel en liggaam vlekkeloos bewaar word deur hierdie God van vrede. Hy wat julle roep is getrou en sal dit doen. Roeping is dikwels iets wat ons oor onsself maak. Ons vra vir onsself, maar wat is my roeping? Wat is my doel? Wat is my 5-jaar plan, nee, amper so iets. Maar dit is nie ons egos wat ons roep nie, dit is God wat ons roep. Selfs in die roepingsverhale in die Bybel, lees ons dit en ons dink dikwels aan 'n Moses of 'n Paulus. Maar die roepingsverhale eer en die fokus bly op God. Wanneer roeping by ons begin, wanneer roeping iets is wat ons eintlik maar dan so 'n ingekeerdheid beleef oor onsself en ons doel, dan mis ons vir God en ons mis die feit dat God die een is wat ons roep. 'n Mooi voorbeeld wat ek gehoor het onlangs by 'n dominee oor juis hierdie punt, hy sê dis soos wanneer jy iemand vir die eerste keer soen en al wat jy vir jouself vra is, maar is ek besig om dit reg te doen? Dan is jy mos nie teenwoordig nie. En hy sê, so kan ons oor ons roeping dink, is ek nou besig om die regte ding te doen? Is ek nou besig om my roeping te lewe? En dan mis ons vir God en ons mis die feit dat die God van vrede, die God van shalom, die God van volmaaktheid ons roep. Roeping begin
by God. Nie by ons vermoëns nie, nie by ons talente nie, nie by ons sukses nie, nie by ons hulpbronne nie, en dalk selfs nie by ons bereidwilligheid nie. Gaan lees 'n slag die roepingsverhaal van Moses, wat keer na keer vir God sê, Here, maar stuur iemand anders. Stuur iemand beter, iemand meer bevoeg, iemand wat nie bang is nie. Stuur iemand, moenie vir my stuur nie. Selfs dit is nie waar ons begin nie. God is die een wat roep, en God is die een wat heilig maak, en God is die een wat bewaar. Die doop is 'n wonderlike manier om te dink oor ons roeping, en veral oor die beginpunt van ons roeping. Want is met die doop wat ons ontdek dat God vir ons roep voordat ons na hom toe uitroep. Dat God ons vashou voordat ons kies om hom vas te hou. Dat God ons red voordat ons geweet het ons het redding nodig. Dat God vir ons die weg na 'n nuwe lewe wys, 'n opstandingslewe. Nie deur ons eie vermoëns nie, nie deur ons eie keuses nie. Dat God die een is wat roep, die God van vrede. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons hier met die doopfont ontdek, dat U die God is wat ons kies, dat U die God is wat ons gemaak het, en dat U die God is wat ons roep. En dat dit beteken dat U ons roep nie om 'n klomp dinge te doen of 'n 5-jaar plan te hê nie, maar dat U ons eersins roep om te ontdek wie ons is, soos U ons geskep het om te wees. Here, dankie dat ons ontdek watter God vir ons roep, die God van vrede, die God van heelheid, die God wat ons heilig maak, die God wat ons bewaar. Here, ons bid hierdie gebed, en so ook dat U vir ons ore sal gee, wat U roepstem kan hoor in ons lewens en in ons werk. Ons bid dit als in U heilige naam, U vredevolle naam. Amen.